Môre broer en suster. Ek wil net weet, hoe groet 'n mens daai 4 voet wat daar sit? Hallo Matt. Max. Dink is die eerste keer dat ek dit so beleef. So dis lekker om dit so saam te doen. Vriende, die voorreg wat 'n mens het, bly baie spesiaal. Dankie Dewald, dat jy my toelaat om hier te wees. Het is lekker om hierdie deel ook saam met jou te stap. Ek wil uit Psalm 16 uit die 2007 vertaling ons fotum gebruik vanaf vers 5. Here, ek het net vir U. Dit is net U wat my kan laat lewe. Dit is U wat besluit wat met my sal gebeur. U laat my woon op 'n plek wat baie mooi is. Ek is lief vir die plek wat U vir my gegee het. Ek prys die Here. Hy sê vir my wat ek moet doen, ook in die nag. Dink ek aan wat U vir my leer. Ek weet die Here is altyd naby my. Ek val nie, want Hy is by my. Daarom, ek is bly, ek juig, ek is altyd veilig, want U sal my nie los nie. Ek sal nie sterf nie. Ek glo in U, en U sal my nie in die graf laat kom nie. U leer vir my hoe om te lewe. U leer vir my dat 'n mens wat naby U is, 'n dankbare mens is. U leer vir my dat dit altyd lekker is by U. Broer en suster, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees wat vir jou en vir my help om al hierdie goed te beleef en te glo. Ons gaan lekker saam sing. Ek sien die lied se naam is 'n sang medley. So kom ons geniet dit om die Here saam te aanbid. Sterke verlosser,
almagtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Jesus, groot behaal, eerste en laaste, ewige Heer en Koning, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Halleluja, U is koning, ons aanbid U in U woning. U is die Alpha en Omega, daarom sing ons Halleluja. Driemaal heilig is die Heer, hy wat was en is en kom. Hy is die Alpha en Omega, almagtig en verhewe. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regeer. Die regeer. Is dit omdat ek afstap? Moet ek nie afstap nie? Kan ek nog? Het voel vir my dis beter om hier te wees. Vriende, ons is hier by mekaar om 'n dominee as leraar van hierdie gemeente te bevestig. Die formulier sê hy is beroep deur die kerkraad en sy naam is daarna aan die gemeente voorgehou. Daar's geen wettige beswaar teen sy beroeping ingebring nie en hy het bevestig dat hy die beroep aanvaar. Hier is amper 'n dubbele saak gewees. So hierdie proses het 2 keer geloop. En as 'n mens enigstens glo dat jy vir die Here vra om vir jou leiding te gee en vir 'n gemeente te lei, dan dink ek moet 'n ou iets in hierdie proses verstaan, soos dit nie noodwendig altyd maklik is of was nie. Is dit vir my lekker om te weet, kom ons aanvaar die Here sê dit is wat nou gebeur. En daarom is ons opgewonde om hier saam te wees. Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik. Voordat ek hier verder lees, wil ek nou sê, vriende, ek is nou bevoorreg om dit te gedoen het en pensionaris te wees. Hoe ouer ek raak, hoe meer besef ek, dis 'n verskriklike job wat ons vandag vir daai man gee.
Maar dis moontlik as ons verstaan wat in die hele formulier staan om te sê dis nie net een siel wat werk nie, maar ons werk almal saam. En ek kan nou vir julle sê as julle nie gaan saamwerk nie, gaan die ding nie werk nie. En ek gaan sê Dewald, as jy nie werk nie, gaan dit ook nie werk nie. Luister mooi hoe die formulier vir ons begelei daarin dat ons as gemeente saamwerk. Christus maak van mense gebruik in sy diens om deur sy woord en gees sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Jesus is die amptdraer by uitnemendheid, omdat hy gekom het nie om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee vir baie. Hy is die een wat ook mense roep en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is dus 'n gestuurde van Christus aan wie hy die boodskap van die versoening toevertrou. God doen dit. Soos die ander ampte in die gemeente is die ampt van leraar een van die gawes van die Gees aan die gemeente. En deur hierdie gawes en in besonder dan ook die gawes van Dewald wil die Heilige Gees vir Grabouw opbou. En die van julle wat nou, ek aanvaar, julle kom van daar ver af, by die see, dit is dieselfde situasie daar by julle. Dewald kom staan voor by my, dat jy kan luister, nie dat dit vir jou vreemd is nie. Maar dis vir my 'n mooi manier hoe die formulier vir ons almal herinner aan wat dit is wat die ampt behels en wat van hom verwag word. Dewald, die ampt van die leraar in die gemeente omvat 'n wye verskeidenheid van take en opdragte. Die kerkraad wil graag jou gawes en talente, en julle het hom nou blykbaar definitief voor die tyd beleef, want hy het hier gewerk, en julle het agterkom, hy dan so 'n paar goedjies wat hy kan aanvang, wat hy kan doen. Ten volle benut, en onder andere ook spesifieke take waaraan jy moet aandag gee. Daarom wil ek vir jou vra, kom ons stap nou eers soontoe. Ons belangrikste taak is die verkondiging van die woord van God. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die gemeente volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke werk. Paulus sê vir ons dit in 2 Timoteus 3. En daarom die teks vir vanoggend is daarso, ontvang die woord en bær hom daarbo asseblief, en dan kom jy weer terug. Het jy klaar die lighter gevat? Ek het gesien, hy was hier en nou sy nie hier nie. Die tweede of 'n volgende belangrike taak is die diens van die gebede. Bid sonder ophou, want die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Ek gee jou kans om, ek hoor jy's daarso, jy's welkom om al drie aan te steek, want ons moet baie bid. Een vir die lief, een vir die leed. Een vir die lief en een vir die leed. Dan weet ek nou daarvan. En 'n Christuskers. En 'n Christuskers. Dewald, jy moet ook leiding neem by die eredienste. Help die gemeente om te verstaan dat een dag in die Here se tempel beter is as 1000 daar buite. Dis goed dat julle vandag hier is, want dis so 'n dag wat ons hier kan by mekaar wees. En dat die Here God woon waar die lofsange van sy mense weer klink. En dit was lekker geweest om saam met julle die Here se teenwoordigheid te belewe. Dit is nodig dat die gemeente in hulle geloof versterk moet word, en daarom moet ons ook die sakramente bedien. Die doop
is een van die wonderlike sakramente waar ons met die water iets van die Here se liefde aan ons duidelik maak. Tweedens die nagmaal, waar ek gaan maar vir jou sommer kans gee om met brood te breek. En die liggaam van Christus se daar en dan die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het. Ons amp omvat ook die toerusting van die kinders en jong mense in die gemeente. Nou weet ek nie wanneer is jy nou jonk en wanneer is jy kind. As jy voel jy's 'n kind, dan moet jy nou opstaan. Maar kom ons vra vir al die kinders wat op skool is en as jy 25 van 25 af, staan gou op asseblief. As sy. Toe maar daar's nog ander wat ook nog rondhardloop. Dewald, jy moet die gebooie van die Here inskerp by die kinders en met hulle daaroor praat. Dankie. Julle kan eers weer sit. Saam met die kerkraad is dit jou taak om leiding in die gemeente te neem. Ek vra vir al die kerkraadslede om op te staan. En sien julle hoe die formulier almal deel maak van hierdie bediening in Grabouw. Dewald, die leiding in die gemeente doen dit so deur nie baas te speel oor die wat God aan jou sorg toevertrou het nie, maar deur vir hulle 'n voorbeeld te wees. Julle kan eers weer so dankie. Jy is ook verantwoordelik, jy sien dit raak net al hoe meer en meer en meer, vir die herderlike versorging van hierdie gemeente. En dit sluit almal in, klein, groot, oud en jonk. Jesus het gesê, laat my lammes wyn, pas my skape op. Nou wil ek vir julle almal vra om op te staan. Want julle is almal deel van hierdie gemeente. Baie dankie, julle kan weer gaan sit. Hierna, net nou gaan ek vir julle kans gee om nog te antwoord ook, maar ek sal vir julle daarin begelei as ons daarby kom. Dewald, ons besef ook dat jy ander gawes het. En ons synde die gemeente en die kerkraad, glo ek, wil graag vir jou die ruimte skep om jou talente te gebruik en saam met die gemeente nuwe dinge tot stand te bring, soos die Here jou en vir julle as kerkraad en gemeente mag lei. Die eise wat aan jou persoonlik gestel word, is natuurlik ook belangrik. Jy moet in 'n egte geloofsverhouding met God leef. Jy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat jy daagliks vernuwe kan word tot getroue en nederige diens. Daar moet in jou lewe geen plek vir eie eer of selfsug wees nie. Jy moet 'n voorbeeldige eggenoot wees wat in liefde en trou met Melissa saamleef. Jy moet as pa van jou gesin die regte voorbeeld aan Frederik, en as daar nou nog kom, is hulle ook ingesluit by hierdie gedagte van voorbeeld. Jy moet die gemeente deur jou geloofsgroei inspireer. Julle sien vriende, dis moeilike goed hierdie. Dis swaar goed, maar dis waar van almal van ons. Julle moet hom inspireer en hy moet vir julle inspireer. En op die manier raak ons 'n mooi gemeente. Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die ampt van die bedienaar van die woord 'n besondere werk is, waardeur God groot dinge tot stand bring. Dis ook groot en 'n verantwoordelike taak wat jy op jou neem
wat meermale met spanning en druk gepaard gaan. En dis so mooi dat jy die twee kersse aangesteek het vir die moeilike tye en vir die maklike tye, want dis die lewe. In die besef van hierdie verantwoordelikheid wat jy aanvaar, moet jy nou op die volgende vraag opreg antwoord. Dewald, is jy oortuig dat God self jou tot hierdie diens geroep het? Ja. Dewald, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Ja. Dewald, beloof jy om jou amp volgens hierdie leer getrou en ook met die nodige vertroulikheid te beoefen? Ja. Dewald, beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Ja. Vriende, nou raak julle weer deel op 'n baie direkte manier. Ek wil voorstel dat as jy wil, dan kan jy sê ja, ons sal. Hier's 3 vrae. Gemeente, is julle bereid om vir Dewald te ontvang as dienskneg van die Here in Grabouw? Gemeente, onderneem julle om die nodige agting en liefde aan Dewald te betoon? Gemeente, sal julle met aandag luister wanneer Dewald julle uit die woord van die Here leer? Broer Dewald, neem nou vir jou verantwoordelikheid die gemeente Grabouw, wat aan jou geestelike sorg toevertrou is. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in geloof en reinheid. Hou aan met voorlesing, vermaning en lering en verwaarloos nie die genadegawes wat jy het nie. Dan sal jy, wanneer die Here met sy wederkoms verskyn, die heerlikheid as onverganklike kroon verkry. Mag God, wag, laat ek net eens my oë oopmaak. Mag God wat jou tot hierdie diens geroep het, jou deur sy Heilige Gees verlig. Mag hy jou so regeer dat jy 'n vrugbare arbeider sal wees in die uitbreiding van sy koninkryk. Die Here is voor jou om vir jou die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei en te inspireer van nou af in jou bediening van elke dag en tot in ewigheid. Melissa, hoor, as ons nou vir haar roep, nee. Ja. Melissa en Frederik, sal julle hier kom staan asseblief. Nou dink ek moet jy bietjie so staan dat hier spasie is. Ja, ek dink ons solank julle net in die middel is. Hallo. Vriende, ek wil alle gelegitimeerdes vra om vorentoe te kom asseblief. En kringetjie te maak hier so rondom, asseblief. Julle moet nou kom. En dan daarna wil ek die hele kerkraad wat hier is, nou weet ek julle is sommige daarbo, maar wil ek vra om ook 'n kringetjie rondom verder hulle te kom maak asseblief. Kom kerkraad, asseblief. Die van julle wat aan hulle kan vat, want ons wil 'n spesiale gebed vir hulle bid. So moenie bang wees nie, vat aan hulle.
En dan die ander van julle wat nou nie aan hulle vat nie, wil ek jou nooi om in die gees aan hulle te vat. En as jy wil, kan jy jou hand so uitsteek. Sodat ons vir hulle 'n baie mooi gebed kan bid. Is jy die laaste wat kom? Is reg? Nie daar? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U wat die harte van almal ken, het vir Dewald geroep, toegerus en gewillig gemaak om hierdie diens in Grabouw te aanvaar. Ons bid dat U hom opreg en getrou sal maak in die uitvoering van sy ampt. Geef vir hom elke dag arbeidsvreugde. Ons dra hulle as gesin ook aan U op. Dankie dat hulle gewillig is om hom te ondersteun en by te staan, sodat hy die groot taak kan volvoer. Here God, ons sit graag ons arms simbolies om hulle. Ons vorm almal saam 'n span in die gemeente en wil U graag ten beste dien. Help ons om hulle lief te hê en laat hulle altyd verseker wees van ons lojaliteit en ondersteuning. Ons verbind ons om voluit saam met hulle te werk, hulle te respekteer en vir hulle ruimte tussen ons te maak, sodat hulle kan leef en werk tot U eer. Bevestig nou self al die handelinge deur die werking van U Heilige Gees. Skenk aan ons as gemeente die genade om vir Dewald as gestuurde te erken, te ondersteun en vir hom te bid. Amen. Die kerkraad kan maar gaan sit asseblief, maar die ander dominees kan maar so lank nog net hier bly. Dan wil ek vra Hilda, maar Hoffie moet ook saamkom. Om asseblief die stola vir Dewald te gee asseblief. Vriende, die program gaan ek 'n klein bietjie omdraai. Ek glo die gemeente en die kerkraad is belangriker as hierding. So ek gaan eers kans gee vir die mense wat nou moet praat. Hulle is op die program. Is hulle op die skerm ook daarso? Daar sê. Werk daai ding nou. Is jy naby genoeg? Petra, asseblief. Goeiemôre julle, kan julle my hoor? Ja, dit is 'n voorreg om namens die kerkraad vir julle welkom te heet. Ek voel dit voel vir my vreemd want Dewald, jy is deel van ons, jy is ons familie, ons is al so lank pad saam met jou geloop hier by ons. So ja, dit is en ons het al gegroei saam met jou. So net van die kerkraad wil ek net baie welkom sê. En ek wil net sê mag die bediening hier geseënd wees en mag ons saam groei in geloof en hoop en liefde. Alles mooi sien. Okay. Die vrouediens se Adel Strydom asseblief. Ekskuus, hier om my verskoon, ek het 'n klein uitdagingkie wat saam met my stap vandag, maar ek wil baie graag saam stap. Dewald, Melissa, Frederik, dit is vir ons absolute voorreg om julle hier by ons gemeente te ontvang. Dit is vir my lekker om, kyk, daar's 'n maatjie vir Frederik en ek dink dis miskien hoekom hy saamgekom het, die Here het ons aangestuur om te sê hier's 'n maatjie vir Frederik ook. Maar namens die vrouebediening wil ek vir julle sê welkom. Ons vrouebediening se tema vir die jaar is 'n geur tot sy eer. En die blomme, hou vas mamma, die blomme simboliseer dat ons graag jou deel van ons 'n geur tot sy eer en dat jy saam met ons 'n mooi fragrance vir die gemeenskap sal wees. So dis ons 'n voorreg. En dan die plant is vir julle gesin. Die plant
Uiteindelik 'n langer storie wanneer ons tee drink gaan ek julle die storie deel. Dankie my man met die oulike gedagte want ek wou eers 'n plant gaan koop en sê vir my nee, ons moet iets van die huis af gee. So die plant kom van 'n moederplant in ons tuin. Okay, dit vat tyd om dit te groei. Hulle is temperamenteel soms. Die internet sê 'n cycas is slow growing, resilient and long living. Just like a faithful ministry and family life. En die skrif wat ek volgende net vir julle wil lees is, maar gelukkig is die mense wat hom op die Here vertrou, wat op die Here vertrou en hulle verwagting in hom stel. Hulle is soos die bome wat langs 'n rivier staan. Hulle wortels reik diep tot in die water. Hitte bedreig hulle nie en hulle blare bly groen. Lang maande van droogte pla hulle ook nie. Hulle hou nie op om vrugte te dra nie. So mag julle gesin vasgewortel wees in Christus en in hierdie gemeenskap en mag julle bediening vrug dra vir geslagte wat kom. En dit is ons vroubediening se hart vir julle. Dankie julle. Namens die jeugbediening is dit Johanri Hickman Bolt. Spreek ek hom reg uit? Sorry as ek dit nie reg doen nie. Môre almal. Ek wil net gou al die kleintjies by my kry. Nie regtig tekkies nie, maar julle moet kom na my asseblief. Okay, ek wil net naby namens ons kom met eet, die kinders. So net die kleintjies hier by my kleintjies is nog hier. Ons wil net vir Dominee sê welkom. Ons sien uit na die liedjies, die gitaarspeel, die tekkies en alles wat ons gaan beplan vir die jaar. En welkom. Ag nee. Goed, ons is dan by die volgende kring en dis die ring. Johan, asseblief. Morning, everybody. This is the one English part of the service, I'm afraid. So, I just wanted to read a scripture to you because I think it's relevant to this morning. It's Psalm 133, which I'm sure you know well. Behold how good and how pleasant it is for brethren, I'll say sisterin as well, to dwell together in unity. It's like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It's like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. And it's my privilege to welcome you on behalf of so many of the churches here in Grabouw. Different fraternities, but all under one God, all loving Jesus, all different. But if we can dwell together, we'll see his kingdom come in Grabouw. And we welcome you into the fold. Bless you. Johan? Ek het julle gesê ek het dit omgehef, so daai geestelike leiers kom nou in Emerite. Johan, dis eers jou beurt asseblief. Moenie worry nie. Wel, eerstens net as 'n vorige kollega en vriend is dit 'n voorreg om hier te wees. Is lekker om 'n klomp mense van Gordons Bay ook te sien. Is lekker dat julle hier is. Hier is nou die tweede bevestiging van Dewald waar ek is. Die eerste een was in Gordons Bay waar hy gekoppel is aan die gemeente. So dis 'n goeie strike-rate, 2 uit die 3 uit, maar kom ons maak dit nou nie gewoonte nie. Maar ek wil sê dit is lekker, is lekker vir almal wat hier is om julle weer te sien en julle families. Namens die ring, ek is nog nie lank in die ring nie. Maar ek het dit wat ek van Derek leer ken het, nee, sorry ek wou nou sê Dewald, dis Derek. Is twee goed, dit lyk vir my asof hy iemand is wat baie lief was vir hierdie gemeente en gemeenskap. En dat dit 'n gemeenskap is wat lief was en seker lief is vir hom. So mag dit jou herinner aan die verantwoordelikheid wat ons almal het as predikante wat nie in 'n gemeente is, die erfenis
die tradisie, die mense, alles wat ons erf, die voete, die voetspore wat ons volg, die skoene wat ons volg staan, die verantwoordelikheid van dit, maar mag jy, soos jy in die bevestiging gehoor het, en in Kobus se woorde, weet dat jy dit nie alleen doen nie. Hierso is 'n gemeente, maar hier is ook 'n ring, ons is 'n bietjie verder van mekaar af as ander kant die berg, maar hier is 'n klomp mense wat ook bly is, jy is hier, en natuurlik is hier ook 'n verenigder of 'n verenigende ring, so jy het 'n klomp VGK-kollegas ook, wat deel is van hierdie reis. Ons is bly en ek verwelkom jou dan namens die ring van Carilon. Enige ander gelegitimeerde of dominee of wat ook al, dis nou jou beurt asseblief. Dewald, groot voorreg om op hierdie wonderlike manier wat Kobus jou bevestig het, daarvan deel te wees. Toe ek begin dink het oor 'n teks wat ek vir jou vanoggend wil gee, toe die bekende vers in Psalm 139 na vore gekom en ek het dit op weerstaan. Ek sê nie, daar moet iets anders wees, iets beters wees, en dit het by my gebly en op my gegroei, en ek wil dit wel dan vanoggend vir jou en vir julle gee. Psalm 139 vers 13 en 14. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. So vanoggend vier ons ook jou vorming. En treffend nou die gebruikelike 3 puntjies. die eerste een is dat jou ma saam met jou pa dan betrokke kon wees by die omhang van jou stole. En die tweede ene is jou voortdurende vorming, soos jy ook met jou demissie getuig het in Gordons Bay, dat die Here die gemeente daar en jou verbintenis met die gemeente daar ook gebruik het in verdere vorming, en glo ek sal hy dan vir jou ook nou hier gebruik vir jou en Melissa in verdere vorming. En dan 'n laaste so persoonlike dingetjie, en nou kan almal wat hier is, as ek nou klaar gepraat het met 'n geluid of iets bevestig, as julle hierby wil inkoop daar van Gordons Bay se kant af. Maar ook in ons betrokkenheid by julle, meer by Melissa, waar ons nou saam gewerk het, vir die vorming van 'n verhouding wat vir my baie kosbaar is, en julle na aanleiding ook van hierdie vir my baie kosbaar gemaak het. So ek en Maritjie en almal wat daarby wil inkoop van Gordons Bay, wil na aanleiding van Melissa se Kersboodskap net vir julle sê, Dewald, Melissa en Fred, geseënde bediening en geseënde tuiskoms in Grabouw. Is hier nog? Jy moet eers gegaan, ek het gegaan. Ja, maar ek is ook 'n gelegitimeerde. Jy's waar korrek. Het sy ander plek. Ekskuus. Jy is 'n gelegitimeerde. Dankie. Ek staan eintlik nou hier met 2 hoede op. So die eerste een is as jou kollega, maar ook as jou vrou. So met my eerste hoed op as kollega sê ek vir jou, die oes is groot en hierdie boorde is gereed vir jou. En ek hoop ek het reg gesê, ek is nie in Grabouw, so ek het nog nie die farm lingo reg nie, maar dat was my eerste probeersag. Maar my hoed as vrou sê ek vir jou ietsie meer. En ek gaan dit lees, want ek het nog nie tyd gehad om deur dit te werk nie. Frederik was moeilik. Maar as vrou sê ek vir jou, ek glo in jou. Mag die Heilige Gees jou lei om hierdie gemeenskap met nuwe oë te sien en met nuwe krag te bedien. En mag jou
hande sag wees om te troos, jou stem duidelik om die waarheid te praat en jou hart wyd genoeg om hierdie hele gemeente lief te hê. Jy is 'n geskenk, jy is werklik 'n geskenk aan hierdie gemeente en jy is my grootste seën. So mag die Here jou hier laat blom, floreer, mag jy werklik net 'n bevestiging van jou roeping kry, want jy is geroep. Dankie. Ek begin al hoe meer nakyk as 'n ma en nie 'n dominee nie, so ekskuus Melissa. Jy moet jou kind gaan sorg. Dominee Derek en Karen Lambrechts het vir my gevra om te sê, hulle is in die gees hierso saam en hulle is bly vir julle part, Dewald en Melissa. En dan gee hulle vir jou hierdie teks, soos Derek sê, soos 'n goeie dominee. Ons gee tekste, maar dis waarop ons leef. 2 Timoteus 1 vers 7, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En dan is ek ook 'n gelegitimeerde, so ek wil ook net 2 versies vir jou gee oor ons roeping, Jeremia 3:15. Ek sal herders na my hart vir julle gee. Praat soort van met die gemeente ook. Hulle sal met kennis en insig aan julle wyding verskaf. En dan, Micha 6 vers 8, hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig in die pad saam met God te loop. Ek gee vir daai papiertjies, die ander mense het selfone gegee. Vriende, hierna gaan ons vir Dewald kans gee om hierdie mikrofoon te vat en hy mag vandag oor 'n uur preek. Maar goed, maar as jy die Here wil dien met 'n offergawe, dan is dit nou die tyd vir jou om vir die Here dankie te sê. Goeiemôre almal. Dit is lekker om hier te wees saam met julle vanoggend. Voordat ek enigiets wil sê, wil ek net iets adresseer wat ek weet almal dink. Ek dra nie vanoggend 'n strikdas nie, want my vrou het gesê ek moet eerder 'n proper das dra. So as jy verward is vanoggend en gewonder het wat met die klerekas gebeur het, my vrou het ingegryp. Vriende, dit is 'n reuse voorreg om by julle te kan wees vanoggend en hier te kan staan. Ek wil dalk net eers 'n oomblik neem om vir 'n paar mense dankie te sê. Soos julle gehoor het, is hier 'n groot groep Gordons Buyers wat hierso is vanoggend. En ek wil vir julle almal baie dankie sê dat julle hier is en dat ons so ook kan deel in hierdie oomblik saam. Dankie dat julle oor die berg gery het. Ek weet julle het nie omgegee nie want die wind waai nie hier nie. Ek weet nie of hy daar onder waai vanoggend nie. Nee, okay, nee, dan het julle smooth sailing gehad hier by die pas op. Maar baie dankie. En dan 2 Gordons Buyers, Nudee en Tiki was lidmate by Richmond gewees. En so hulle is nou al, julle was by my bevestiging by Gordons Bay ook, nee, of het julle dit misgeloop? Dan voel ek nou, julle het al 3 kere saam getravel, maar dit is wonderlik as ek opkyk en julle ook hierso sien. Dit is maar net 'n stukkie herinnering aan oral waar ek al was en ek het dit vir Gordons Bay mense gesê die afgelope tyd, maar daar bly altyd 'n stukkie van ons hart agter by 'n gemeente. En dit mag dalk nie vir julle so voel nie, maar ons dink baie aan julle. En so dis wonderlik as 'n ekstra stukkie van die Karoo ook hierso sit vanoggend. Ek is baie dankbaar daarvoor. Dankie ook dan aan vriende en familie, Ami en Andre wat hierso sit. Dit is my peetouers wat ook hierso sit vanoggend en ek het nie verwag om hulle te sien nie, so ek sê vir julle baie dankie. En vriende Kappie en Ronel wat ook hierso is, ons sê dankie vir julle. En natuurlik, julle is Gordons Buyers, maar julle is ook baie goeie vriende, Nico Shaal en Leandi, skus amper vergeet ek jou naam en Amelia. Ek sal nie einde daarvan gehoor het nie. Ek vergeet ook soms botter by kerkfunksies. Nico Shaal verjaar vandag, so ek is baie dankbaar dat hy hierso op sy verjaarsdag gekom het. En hulle almal verjaar basies in hierdie week wat kom. So dit is 'n rowwe week vir hulle. Ek sê vir hulle dankie. En dankie vir my liefdevolle vrou. Ek was ten diepste bewus
van die kruispaaie in ons lewe met Frederik op jou heup en ek is dankbaar om jou as vrou en medeleraar te hê. Ja, ek wil maar net dankie sê vir elkeen van julle. John, can you follow the Afrikaans? Oh, goodness me. Okay, everybody, we're going to start from the beginning now. John, thank you that you are here today as well, and I'm looking forward to meeting the rest of the colleagues tomorrow morning at the breakfast. And thank you for reaching out and calling. Thank you so much. Dankie vir almal wat dinge aangebring het by die pastorie. Ons is nou al amper 'n week daar en ek wil vir dankie sê vir almal se oproepe, vir almal se kursies en dingetjies wat hulle daar aangebring het. Ons het werklik waar geliefd gevoel. Op daai eerste dag het ons op en af gehardloop en ons hoef nie te worry oor kos nie, want daar het net kos verskyn by die pastorie. So ek sê vir elkeen wat 'n bydrae gemaak het, baie dankie daarvoor en ook vir die van julle wat op Melissa se verjaarsdag 'n boodskapie gestuur het. Dankie. Ek sien uit vir die pad vorentoe en ek is opgewonde en ek het baie liefde en energie in my hart. Julle het seker al gehoor, ek probeer die name onthou, ek is altyd so goed daarmee nie, maar julle moet my asseblief genade gee wat dit aanbetref. Maar as ek by julle huisbesoek gedoen het, dan is dit redelik vas. So ek moet seker ophou dit sê, want as ek jou naam daarna vergeet, dan is ek in die moeilikheid. Maar ek wil vir julle sê, dankie dat julle my ontvang. Ek het vanaf die eerste keer wat ek hierso afgelos het, werklik hierdie gemeente beleef as 'n plek van warmte en liefde. Ek het nog altyd welkom gevoel hierso. So ek sê vir julle elkeen baie, baie dankie vanoggend. Ek sien uit vir die pad wat ons vorentoe gaan stap en ek bid ook dat die Here ons op die hande sal dra. En natuurlik, Wessel en sy familie wat ons vanoggend kon geseën het met die wonderlike musiek. Dit is altyd 'n voorreg as julle hierso is. Dankie vir die moeite wat julle doen. En Wessel doen 'n ding ordentlik. Dankie dat jy altyd so agter mekaar is en net die wonderlikste ervaring en geestelike ontmoeting vir ons wil gee wat julle kan. Ek sê vir julle baie, baie dankie. Vriende, kom ons bid saam. Ons liefdevolle Heer en Verlosser, die ene wat ons versterk, die ene wat ons bystaan in goed en sleg. Wat 'n voorreg is dit nie om vanoggend hier by mekaar te kan sit nie. Dankie Here dat ons hierso kan deel in U roeping. Dat ons elkeen as gestuurdes by mekaar kan kom vanoggend om hierdie nuwe hoofstuk saam met mekaar af te skop. Heilige Gees, ek bid Heer dat U met ons sal wees, elke trekkie van die pad, Heer, dat U ons sal sterk maak in ons geloof, dat U ons sal bemoedig in tye van uitdaging. En ook Heer, waar ons vanoggend saam uit U woord uit gaan lees, Heer, bid ek dat U tot ons sal spreek en dat ons U sal vul met U teenwoordigheid. Dankie vir die groot voorreg wat ons het om hier te kan wees, saam te sing, saam Bybel te kan lees, terwyl daar soveel is wat steeds vervolg word vir hulle geloof wêreldwyd. Mag ons vanoggend iets beleef van U warm hart en teenwoordigheid in elkeen van ons se lewens. Amen. Vriende, voordat ons die teks saam lees, ek besef ek het twee baie belangrike dankies ook gemis. Ek sien daar's nog 'n Gordons Bar daar agter wat ek gemis het, Wynand. Hierdie stole was 'n geskenk van Wynand af en so is vir my altyd wonderlik dat ek ook 'n stukkie van Gordons Bar oral met my sal dra. Kobus, ek weet nie of julle die agtergrond ken nie. Kobus was my mentor op universiteit gewees. En ek is regtig in die bevoorregte posisie dat hy deel kon wees van al my groot lewensmylpale. Die man het my en Melissa getrou ook en hy was daar vir my in goeie en in slegte tye. Hy was teenwoordig by Frederik se doop. En as ek en Melissa nie vir Frederik gedoop het, dan sou hy heel moontlik vir Frederik gedoop het. En ek is dankbaar dat jy nog steeds deel kan wees van ons lewens en dat ons nog steeds kan praat en dat ek op jou knoppie kan druk. Dis as iets gebeur of ek het 'n stem nodig om mee te gesels, dan gaan my foon instinktief na jou nommer toe. En ek wil vir jou dankie sê daarvoor. Dankie vir jou en ook dankie vir Bellville Vallei se liefde wat hulle ook vir my gegee het oor die jare. Kobus se gemeente was die eerste gemeente waar ek gepreek het. Dit is werklik die plek waar ek geleer het om myself te wees as 'n predikant en ek sou dit nooit kon doen sonder jou leierskap en verteenwoordiging nie en jou
bystand nie. Die eerste keer toe ek moes gepreek het, toe bel ek vir Kobus en ek sê, luister, okay, nou wat? Ek wil nou weet oor die liturgie. Soos wat gebeur in julle diens? Wat sê julle waar, jy weet, het julle liedjies wat julle sing of goeters wat julle doen of en Kobus sê vir my, Dewald, jy is die liturg, jy kies wat gebeur. Ek sê, nee man, maar ek wil sensitief wees teenoor die gemeente en hulle gebruike en goeters en ek wil weet. En hy stop my en hy sê, Dewald, jy is die liturg. Jy doen soos wat jy voel die Here jou lei. En dis die vryheid wat Kobus vir my nog altyd gegee het. En ek sê vir jou baie dankie vir daai liefde. Ek waardeer. Kom ons lees saam. Want ons moet een of ander tyd nog koek en tee by die huis kom, né? En as ek verder praat, kan ek dalk self ook nog meer emosioneel raak. Ons lees vanoggend uit Josua 24 uit. Ek het so 'n paar van die verse vir ons probeer kies om die storie te behou, maar ek wil jou graag uitnooi as jy by die huis is om die hele Josua 24 te lees en om saam te blaai dat ons saam uit die Bybel uit kan lees. Josua 24 vers 1 tot 3 en vers 13 tot 24. Josua het al die stamme van Israel in Sichem byeen laat kom. Hy het die oudstes van Israel, hulle hoofde, hulle regters en opsieners opgeroep en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. En Josua sê toe vir die volk, so sê die Here, die God van Israel. Aan die kant die rivier het julle voorvaders in die verre verlede gewoon. Terah, die vader van Abraham en Nahor, en hulle het ander gode gedien, maar ek het jou voorvader Abraham van ander kant die rivier af geneem en om deur die hele land Kanaan laat trek. Gaan ons na vers 13 toe. Ek het vir julle land gegee waarvoor julle nie hard gewerk het nie, dorpe wat julle nie gebou het nie, waar julle woon, en wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie, maar waarvan julle eet. Daarom dan, julle moet ontzag hê vir die Here, dien hom met opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle voorvaders aan die kant die rivier in Egipte gedien het en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode ander kant die rivier wat julle voorvaders gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hierop het die volk geantwoord en gesê, nooit sal ons die Here verlaat deur ander gode te dien nie, want die Here, ons God, hy is die een wat ons en ons voorouers uit Egipte land, uit die plek van slawerny laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens van mag gedoen het. Hy het ons bewaar op die hele pad waarlangs ons gegaan het, en onder al die volke waardeur ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitgedryf en die Amorite wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle sal nie in staat wees om die Here te dien nie, want hy is 'n heilige God en hy is 'n besittelike God en hy sal nie julle oortredings en sondes vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy weer kwaad aandoen en 'n einde aan julle maak, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal net die Here dien. Daarop sê Josua vir die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle self die Here vir julle gekies het om te dien. Hulle het geantwoord, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode in julle midde, en rig julle harte op die Here, die God van Israel. Toe sê die volk vir Josua, ons sal net die Here dien, en ons sal net na sy stem luister. Ons lees tot sover vanoggend. Ek wil dalk begin met 'n vraag. Is daar dalk van julle hierso wat gereeld verdwaal? Mense wat so 'n bietjie sukkel met die rigting, dan sê Eldoret, ek kan so indink, as jy ten minste verdwaal met daai pink beetle van jou, dan is jy maklik om te vind. Ons kan jou op Google Maps vind. Ek sien hier's 'n paar hande hierso. Nou ek onthou toe ek op laerskool was, het ons 'n uitstappie gehad. En hierdie uitstappie was na World of Birds toe.
En my ma is die getroue chaperone wat sy altyd is, het sy weer eens ingestem om saam te kom en so ons gaan World of Birds toe en sy ry sommer 'n paar van die kinders aan in ons mosterdgeel Mazda 323 en daar ry ons. Dis 'n warm somersdag en ons is op pad na World of Birds toe. Julle, op daardie dag het my ma verdwaal. Vieslik verdwaal. Julle, ek sweer ons het amper in 'n ander provinsie opgeëindig. En julle moet onthou, dit is in die tyd voordat daar GPS was, voordat daar, jy weet, selfone en goeders was, so jy het die kaarte gehad of jy moes iewers gaan stop en gebel het. In elk geval, ons het basies die hele uitstapie gemis. Die ander kinders het vreeslik angstig en verboureerd begin raak in die kar. Dit was warm en ongemaklik en om dinge erger te maak, het een van die kinders begin karsiek raak en opgooi ook. Dit was iets wat ek nooit sal vergeet in my hele lewe nie. Nou my ma weet, sy is nie altyd so goed met die rigting nie. Sy het so 'n bietjie verdwaal in die pastorie hierdie week. Maar sy is een van die min mense wat ek ken wat al verdwaal het met GPS aan. So laas jaar. Nou, die Here ken gelukkig hoe die goeders loop. Die Here het gelukkig my ma gesien met my pa, want hy is fantasties met rigting. Hy was 'n buffeldrywer op die grens gewees en hy weet waartoe hy ry. En nou nog ry hy nie dieselfde pad 2 keer nie. My pa is goed met rigting. Nou, ek het altyd gedink ek aard na my pa. Jy weet, ek weet waartoe ek gaan en wat aan die gang is en ek kan myself uit enige situasie uit navigate. So vir 21 jaar van my lewe het ek dit geglo en was ek oortuig dat ek immuun was teen verdwaal. My ego was verkeerd. Toe ons was 1 jaar op stranddienstoer met ons orkes gewees en ons is op pad met ons orkes na Strandfontein se stranddienste toe. En ek weet nie wat ek gedoen het nie, maar op een of ander manier het ons op een of ander slegte verlate grondpad beland. Dis een of ander ou spoorwegpaadjie wat nie meer gebruik word nie en ons was verskriklik verdwaal. En op die einde van die dag, eventually na 'n uur se rondry en soek, kom ons by 'n sekuriteitshokkie uit en daar's 'n sekuriteitswag daar wat iets verward en vreeslik geïrriteerd was. Ons het nou mooi verduidelik dat ons nie probeer trespass het nie, maar ons het per ongeluk op hierdie pad beland. Nou, op daai dag toe ek so verdwaal geraak het, het ek 2 lesse geleer in my lewe. Haal maar die GPS uit as jy onseker is. Dit gaan jou baie tyd en moeite spaar. En ons almal verdwaal soms. Jy kan dink jy's die beste drywer in die hele wêreld. Jy sal nog steeds elke nou en dan verdwaal. Nou hierdie 2 lesse is nie vir my net van toepassing op karbestuur nie, dit is ook van toepassing op die lewe. En dit is iets wat ons duidelik in die Bybel ook sien. Ons sien God se verhouding met die mens van die begin van die Bybel afspeel en ons kom agter dat almal soms 'n bietjie verdwaal. En dit is duidelik dat ondanks die feit dat mense soms verdwaal, die Here bly egter getrou aan sy woord en sy belofte en laat niemand verlore gaan nie. Ondanks die feit dat ons soms 'n bietjie van die pad af is, laat die Here ons nooit alleen nie en hy gryp toenemend in deur profete en leiers te stuur om mense weer op die pad te lei, terug na sy woord, dat hulle weer die Here kan leer ken. Nou vanoggend se teksgedeelte wat ons lees, kom aan die einde van die mees intense voorbeeld hiervan in die Bybel. En dit is waar die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn was. En ek dink ons vergeet soms die storie as ons dit lees, maar die Israeliete was bevry uit Egipte uit en hulle het eintlik binne 2 jaar uitgekom by die beloofde land. Hulle het eintlik taamlik vinnig daar uitgekom, maar toe hulle by die beloofde land is, vertrou hulle nie op die Here nie en kies hulle om nie in te gaan nie. Want hulle was bang die Here gaan nie vir hulle die oorwinning gee nie. En dis as gevolg van daai besluit dat hulle terug is in die woestyn en die Here vir 40 jaar aan hierdie mense gewerk het en hulle gebou het en hulle weer geleer het wat dit werklik beteken om te lewe soos kinders van God. En daar in die woestyn het die Here vir hulle gesorg, persoonlik vir hulle kos gegee. Hy het hulle letterlik gelei. Hy was soos GPS vir hulle in die woestyn gewees. Al hierdie dinge deurgegaan vir hulle om die punt te bereik waar ons nou kom by die teksgedeelte vanoggend. En daai tyd in die woestyn was so uitdagende ene, maar dit was ook een van leer en groei, van voorbereiding, want as hulle kom by die plek waar hulle nou gekom het en hulle was nie gereed nie, sou hulle nie as verteenwoordigers van God kon optree of as ware rentmeesters van God in die land waar hulle gaan nie.
So nou staan hulle op die punt van hierdie nuwe hoofstuk, hierdie nuwe ding wat hulle gaan doen. En Josua gee vir hulle 'n opsie. Hy trek die lyn in die sand en hy gee vir hulle 'n duidelike keuse. Hy sê, gaan voort en vertrou die Here ten volle. Of gaan na buitentoe en wees op jou eie. Maar jy moet weet, want as jy hierdie drempel oortree, dan is jy afhanklik van God. As jy nie kom nie, dan is hierdie 40 jaar wat ons in die wildernis spandeer het, tot niet. So wat nou vir my dan merkwaardig is van hierdie teksgedeelte, is dat dit lees amper soos 'n tipe van 'n verdrag. Daar's 'n herinnering oor wat gebeur het in die verlede en daar's weer 'n opnuute belofte wat hierdie mense opnuut weer aan God maak, aan die belofte wat hy reeds met hulle gehou het. Maar aan die einde van hierdie ding wat Josua dan nou vir hulle sê hoe die dinge lyk, gee hy hierdie vers wat ons almal so goed ken. Hy sê basies vir julle, maak soos julle wil, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En dit is 'n vers wat ons almal baie goed ken. Dit is een wat in die mure hang van miljoene mense se huise. En terwyl ek hierdie week getrek het, het ek self daaraan nagedink. En ek het myself afgevra, hoe lyk dit as 'n huis die Here dien? Hoe lyk dit? Wat beteken dit vir 'n huis om die Here te dien? Beteken dit dat ons bid saam voordat ons eet aan die tafel? Beteken dit dat ons saam Bybelstudie doen? Beteken dit dat ons 10de vir die kerk gee? Dat ons sonnaarskool toe gaan? Wat beteken dit om die Here te dien? Wat beteken dit as ons daai ding in ons huis hang en sê, maar ek en my huisgesin dien die Here? Vir my is daar groot waarde om te besef dat in die Bybelse tyd, toe Josua hierdie woorde gespreek het, was geloof nie iets wat net persoonlik was nie, maar dit was deel van elke faset van jou lewe gewees. En wanneer hy hierso verwys na sy huis, verwys hy na sy vrou en sy kinders en sy kleinkinders, maar hy verwys ook na die slawe wat by hom by, die werkers wat op sy eiendom is. Verwys self na sy vee en kudde is daarbey ingesluit. Nog meer is Josua die leier van die stam Efraim, hy is die leier van die Israeliete. So, hy praat eintlik vir 'n groot verskeidenheid van mense. So daar's twee dinge wat dit vir my uitstaan uit wat Josua sê. En hiermee maak ek klaar. Die eerste gaan vir my rondom getuienis. John, I just realized I haven't spoken a word of English. My apologies. Die eerste gaan oor getuienis. Dis een ding om te sê dat ek die Here sal dien. Dis 'n ander ding om die Here te dien in elke fasette van my lewe. Dis een ding om te sê dat ek die Here dien en ek gaan bid in die aand in my binnekamer en ek dra al die dinge aan die Here op. Maar hoe lewe ons as getuies hier in die wêreld rondom ons? Want om die Here te dien beteken dit om te lewe as 'n gelowige daar buite. In die queue by Spar, by die koöperasie, as ons op die pad ry, as ons deur nog 'n slaggat gaan, of as ons by die werk is, of ons worstel met 'n moeilike kwessie, dan ook getuig ons dat ons die Here dien. Die interessante ding vir my is dat Josua hulle actually uitdaag. Hy sê vir hulle, dien die Here as ons hiernatoe gaan, en dan sê hulle, ons gaan die Here dien, dan sê Josua vir hulle, julle kan nie die Here dien nie, asof hy hulle reeds ken, he? En dan sê hulle, maar ons kan. En ek dink dit is belangrik in ons geloof, dit word altyd getoets, nee. Ons word uitgedaag daagliks in situasies waar ons moet sterk staan in ons geloof. Die tweede ding wat vir my uitstaan is dat ons familie is groter as wat ons dalk dink. Die huis wat Josua hierso van praat, het dalk verder implikasies as net hierdie familie eenheid wat by die huis is. Ons is ook broers en susters, familie in Christus. En ons het ook 'n verantwoordelikheid om die Here te dien en vir die wêreld daar buite te wys. Ons gemeente se lese is dat ons geroep is om getuies in hierdie wêreld te wees. Dit beteken dat ons onsself ook deeltyd moet afvra, is ons as gemeente besig om die Here te dien? Is ons as gemeente besig om te onderskei, te luister, te dink oor hoe ons getuies kan wees in die wêreld rondom ons? Is ons besig met God se dinge? My gebed is dat Josua se uitdaging en uitnodiging om die Here te dien vir ons 'n kompas sal wees in die komende jaar.
dat die Here ons sal lei in tye van uitdaging, onweer en selfs onsekerheid. Dat ons mekaar sal bemoedig en ophelp in geloof, met genade en die besef dat ons almal is deel van God se groot huishouding. Dat Josua se woorde meer sal wees as iets mooi wat ons teen ons huise se mure hang, maar dat dit deel sal wees van die ritme van elke woord en daad wat ons doen en spreek, dat te midde van allerlei uitdagings en onsekerheid in ons wêreld, ons met vrede sal kan lewe en sal kan sê, dat ons behoort aan die Here, dat ons weet wie in ons is en aan wie ons behoort. En dat ondanks wat rondom ons sal gebeur, dat ons met vrymoedigheid kan sê, dat ons hier in Grabouw sal saam die Here dien. Amen. Kom ons sluit ons oor vir 'n oomblik. Ons almagtige Heer, U noem ons nie net by die naam en raak ons aan die Heer. U gee vir ons 'n roeping en 'n doel hier op aarde, Heer. Ons is ten diepste bewus, Heer, dat U hierdie gemeenskap roep vir 'n belangrike rol in Grabouw. Ons het werk hier om te doen, Heer. Werk wat U vir ons gee. Heer, mag ons toenemend onderskei of ons besig is met U dinge, Heer. En dat ons nie so besig met U dinge sal wees dat ons vergeet van U nie. Maar Heer, dat ons met vrymoedigheid in hierdie gemeente sal kan opstaan en sê, Heer, dat ongeag wat rondom ons gebeur, dat ons die Here dien. En dat daai diens sigbaar is, nie net in ons getuienis nie, maar ten midde van ons woord en daad sigbaar kan word in hierdie gemeenskap. Heilige Gees, ons bid, Heer, dat U ons sal sterk maak in die teenwoordigheid, Heer, dat U ons die vrymoedigheid sal gee om uit ons gemakszones uit te kom, Heer. Dat ons U liefde en warm genade sal leef, nie net in ons binnehuis en in ons binnekring nie, maar dat dit soos iets is wat versprei reg in hierdie dorp. Dat mense sal weet wie ons is en aan wie ons behoort, Heer. En dat, Heer, wanneer ons saam met mekaar dalk deur uitdagende tye gaan, wanneer ons met mekaar verskil, wanneer ons dalk koppe stamp om onsself te herinner waaroor dit werklik gaan. Ons is geroep om getuies te wees van God in hierdie wêreld. Mag dit iets wees wat ons nooit sal vergeet nie, mag ons dit saam met ons dra elke dag. Ons bid hierdie dinge in afhanklikheid van U alleen. Amen.